dankie ons Vader dat ons hier by mekaar kan wees. Here, dat ons U kan aanbid. En Here, U sê waar 2 en meer by mekaar is, daar's U ook teenwoordig. En ons wil vanoggend kom en sê, Gees van God, U is so welkom hier in ons midde. Die troon is gevestig. Kom werk deur U Gees nou, nes U wil. Dankie Jesus, dat dit tot verheerliking van God die Vader is, en dat dit niks oor ons gaan nie, maar net U koninkryk. Amen. Ons het vandag 'n spesiale oggend, en voor ons woord wil ek so graag vir Madeleine kans gee om te getuig. Ek weet net so goed soos sy dat dit vandag die dag is, en join me. Ek het van gejok en kom bely dit nou in Jesus naam. Maar anders het sy nie gekom nie. Sy het gesê ek sal nie dat sy vorentoe kom nie, maar hoe gaan julle nou die vrou sien? En sy staan daar agter en praat met julle. Maar sy wil so graag iets spesiaals wat met haar gebeure deel. En ek weet, is goddelik. So, Madeleine, wees op jou gemak. Jy praat met jou broertjies en sissies, jy staan elke dag daar in haar salon. Ek weet, jy praat oor verdowend van mekaar. En ek elke dag so, ja, sleg. En dan gaan ek uit en dan weet ek nog steeds, ek moet nog goed vir jou gevra en ek het nie gekry. So nou is dit jou kans, deel met die mense. Kom ons, jy het al welkom. Sy het ook sy welkom. Seker is dan. Is hy duidelik? Ek dink dit gaan makliker wees vandag. Dit is nooit maklik. En dis special, wat is goddelik. Hou nie nader. Doordruk. Probeer wegbly. En jy uitkom. Ek wil net dat sy asem skep. Toe Jesus weet, hy moet gekruisig word, het dit dieselfde gevoel. So dit wat jy voel, is niks anders dit nie. En ek wil nou by sê, en ek wil dit nou nie uittrek, die eerste keer toe ek preekstoel toe gaan, in Uitse gemeente wat 'n NG Kerk is, toe slaap my tong op my bovenhemel so vas, ek kry hom nie gemove nie. So, verstaan jy? Ek verstaan dit. So, vertel, sê vir hulle. Jy wil dit aan mekaar uitstel, en jy het Vrydag gedink, jy gaan dit doen, en toe sak jy dood oor jou neer, en jy het sleg gevoel, jy het neerslagtig gevoel, al die goede. En hier sê vandag, en jy het nou daar gesê, jy dink jy moet nou ophou om het uit te stel, en wil dit vandag vir hulle vertel. So vertel my vir hulle, dis al net gaan doen. Dit was dat jy mekaar tyd. Ek was in die hospitaal met infeksie, en klomp jy mekaar drome gehad, en die aand wat ek by die huis gekom het, of die eerste aand, is daar 'n droom gewees, wat ek van Jesus gedroom het. En hy het dit het gelyk soos 'n NG Kerk, maar baie groter, en baie trappe gewees. En hy het met goed gegooi,
vaste stof, gelyk soos grond of in allerlei klere in die plek aan die brand probeer steek. Maar niks wou werk nie. En toe het hy by die volgende vlak gekom, met die trappe op, en dit was 'n gelyk vloer, en daar was soos die vloer, soos met sement gooi, en daar aan trap, dan bly die spoor daarso. En hy het daar geval, gekniel, en hy het verskriklik gehuil. En met daai lang hare, met die baard, met daai tydse klere. En toe is my man daar, en hy het ook die lang hare, met die baard, en daai klere aangehad, en hy het van bo afgekom, en hom daar opgehelp, en vir hom gebid, en getroos, en hulle het die trappe opgegaan, en daar was so groot, vreeslike groot houdeur, dik houdeur gewees, wat hulle ingegaan het, en met die wat hulle ingekom het, daar vrou gestaan, ook gehuil, en sonder om vir haar te kyk, het my man haar toe nou saamgevat, en hulle het op 'n bankie gaan sit, en toe het daar vrou tussen my man en die vrou gesit, en sy het met 'n wit tissuekie, het sy die vrou so oorgevat en haar probeer troos en so getik, en ek is toe aan die ander kant, en toe kyk die vrou op haar skouer en sy sê, julle is vals en leenaars, en my man en Jesus het opgestaan, en Jesus het vir my gesê, ek moet die vrou by die deur uitgooi. En toe het ek wakker geword. En ek weet nie wat dit vals beteken nie. Maar dit was vir my groot, die oggend. Ja. Ek wil net by sê, ek het hierdie urge gehad, ek ken hierdie urge, nee. Jy moet nou iewers terheen gaan. En die Here sê vir my, jy werk, die Kaapse wind het hierdie haardos van jou so die mekaar gewaai is, net die waar nie. Maak 'n plan, en gaan sien jou haarkapster. Nou vir minimums, ons is nou amper 9 jaar hier, is Madeleine my haarkapster. En dis vir die res wat oorgebly het. Die res wat weg is nie haar skuld nie. Ek dink dit het alles by die huis gebeur. Maar ek ry toe so toe, en hier beleef ek Madeleine, en sy het dadelik hierdie droom wat sy met my deel. En toe sy klaar die droom vertel het ek vir haar gesê, die feit, want sy het dit gevra, hoekom onthou sy dit so duidelik? Toe sê ek vir haar, dis goddelik. Dis 'n boodskap van ons Here Jesus Christus. En ek het vir haar gesê, sy nie worry nie. Die uitleg van dit sal kom op die regte tyd. Maar toe vertel sy vir my verder iets fantasties. En ek wil hê, dis nou vandag op die dag wat jy dit moet sê. Oor na jou. Ja. Sê soos jy weet. Ja. En dan die kies wat jy daarna gaan sê. Klein wonderwerkie wat nou 10 jaar oud word. Ons het 'n moeilike tyd agter die rug. Baie challenges. En baie keer voel dit kan woord pleeg. En daai netjie omdraai. Toe ek was dit het 2 keer gebeur. Die eerste keer het ek was buite myself. Ek het die lat gehad. Ek kon net een hou inkry. En daar het hierdie soos 'n, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, soos 'n wolk oor my gekom. En ek
het daai rustigheid gekry. En toe het ek vir haar begin uit die Bybel uit vertel, in plaas van om haar aan te raad. Ek kon voel, dit is nie ek wat het vir haar vertel het nie. Ek sou nie aan daai woorde gedink het nie. Maar toe nou, net voor daai droom, het dit weer gebeur. Ek was weer skrikkelik ontstig, nie uitkoms gesien nie. Ek sukkel al 2 weke om huiswerk gedoen te kry. Eerste week was ek in die hospitaal. En toe laasweek weer probeer. Met die laat 2 dae gestaan. En daar het weer hierdie wolk so oor my gekom. En daai rustigheid en daai ek het weer vir haar so uit die Bybel uit verse uitgehaal wat ek nie weet sal, ek is nie ek nie. Iemand het groter het met haar gesels daarso. Want dit was die tweede keer wat die groot ding met my gebeur het. Mense, Marlijn, baie dankie. God eer hierdie oomblik, hoor, want jy het jouself gekruisig in die voorkom staan. Maar sterkte, jy weet daar's uitkoms, en nog groot dinge wat God vir jou stoor het. Kom ons klap hande oor hoe die Here Ek dink ons en als moes hierdie boodskap vandag uitkom van Marlijn se kant af. Dit is nog steeds Paasnaweek, Marlijn. Ons het so gepraat daaroor en gesê, dit moet nie later as Paasnaweek uitgaan nie. En daar's nog openbaring nou waarvoor sy wag van die droom, dis reg, né? Van 'n klip en al daai goed wat daarmee gepaard gaan. So bid vir haar, tree in, dat hierdie goed aan die lig sal kom en openbaar sal word. En kom ons kry die geleentheid, en terwyl sy daar sit, dat ons korporatief saam bid vir JD, Erwin en Marlijn oor hierdie nuwe seisoen. Ons lê die oor. Dankie Here, dat U goddelik verder gaan werk. Here, dat U ieder en elkeen in hierdie liggaam nou gaan opkommandeer om deel te raak van hierdie proses. Dankie Here Jesus Christus, dat U vrede wat alle verstand te bowe gaan, haar aangeraak het. 'n change in haar lewe gebring het, soos nog nooit tevore nie. En ons kom bid vir rigting, wysheid, en ook onderdanigheid aan almal se kante, dat hierdie 'n groot sukses sal word, en ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Dankie. Ek kan maar asemhaal ontspan, dis my beurt. Soos ons weet, is vandag die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, en die groot vraag wat hy vanoggend vir ons het jy die ewige lewe? En jy kan maar vir my sê, ja pastoor, dis 'n cliché, en die en dit het al gevra, en dit het al gekom, en dit het gegaan. Maar hoor wat die Here vandag sê, hy sê, hy moes sterf in die liggaam wat vir die redding afgesonder is, dat mense wat ook sterf in hulle menswees en ook in hulle vlees,
die ewige lewe kan hê. So dit wat ek vir Madeleine gesê het van, sy het haar kruis opgeneem en hier kom staan en dis om haar eie wil en haar gedagtes af te lê en te sterf vir dit. En dan is daar wederbaring, daar's opnuut gebore gedagtes, vlees, dimensies in die siel en ook in die hart. En een ding is verseker, ons almal gaan eendag doodgaan, nie waar? Ja. En Jesus het dit kom en demonstreer. Hy is ook dood, hy het ook dood gegaan. En almal van ons, kan sê dat Jesus definitief aan die kruis gesterf het. Dis nie te betwyfel nie. Dis nie 'n opgemaakte storieetjie of 'n verhaaltjie of wat ook al nie. Want daar's iets groots wat gebeur het en hy het uit die doodheid opgestaan. Hy het uit die doodheid opgestaan en ek wil net so 'n bietjie recap oor hoe dit geskryf is. En kom ons gaan na Markus toe. Ek het so lief geraak vir Markus oor 'n boekie wat agtergebly het daar in Glencoe gemeente. Hulle was deel van die Dundee gemeente en hy het altyd gesê, pastoor, is iemand nie Markus 16 verstaan nie, weet ek nie so mooi, of hy besef wat gaan met hom gebeur nie. En hy het tot sy ouers aangevat met dit. Maar vers 6, 16:6 is maklik om te onthou. Sê Jesus, moenie ontsteld wees nie. Nee, ekskuus, ek lieg, dis die engel by die graf, né? Hy sê vir die dames wat besoek, hy sê, moenie ontsteld wees nie, julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is opgewek, en ek het die woorde gesoek. Hy is opgewek, hy is nie hier nie. Kyk, hier is die plek waar hulle hom neergelê het, maar gaan sê vir die disippels en vir Petrus, hy gaan voor julle uit na Galilea toe. En dan wil ek oorgaan na vers 8. Hulle het uitgegaan en van die graf af weghardloop. Want bewering en verbuistering het hulle beetgepak. Jy het dit beleef, nee, man. Bewering en verbuistering. So hulle het hulle as afgeskryf vir hierdie boodskap. Want hierdie is 'n goddelike engel wat daar sit en sê, hallo, ek nie meer net dit so baie uitgefriek het, nie waar nie. En hy praat met hulle en hy sê vir hulle, Jesus is nie. En hulle het vir niemand iets gaan sê nie. Is dit nie komies nie? Dis nou presies mens. Nee? En hierdie is 'n bewys van jy moes vanoggend vir hulle iets sê. Nee, jy moes nie soos daai ouetjies gewees het. Want hulle was bang. Nee? Hulle kry 'n goddelike boodskap en hulle is te bang om dit te gaan vertel. Maar die kosbaarste is, Jesus het voor die tyd dit vir hulle gesê. Hy het gesê, dis soos dit gaan gebeur. Nou gebeur dit, nou is hulle bang. En nou wil hulle nie hierdie goed kwytraak verder nie. Vers 9 sê, nadat Jesus vroeg die oggend op die eerste dag van die week opgestaan het hy eerste verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy voorheen 7 demone uitgedryf het. Ek weet nie hoekom hulle dit daarby gesit het nie, maar in die keis, dis dat jy kan onderskei, wat die een is dit nou, nee. En sy het dit gaan vertel vir die mense wat by hom was terwyl hulle treur en huil. Toe hulle hoor dat hy leef en sy hom gesien het hulle dit nie geglo nie. Ja, pastoor, dis pure mens. Nee, dis wat ons nou hier kan kwytraak wat onbybels is. Hierna het hy 'n ander gestalte, luister mooi. Hierna het hy aan 'n ander gestalte aan 2 van hulle verskyn, terwyl hulle op pad was na die platteland. Hulle het dit
vir die res gaan vertel. Maar die het hulle ook nie geglo nie. So is hier die hele tyd hierdie goeie nuus. En niemand wil die goeie nuus glo nie. Ek hoop jy glo dit vandag. Ek hoop jy glo dis opstandingsdag vandag. Ons is bly Jesus is nie dood nie. Vergeet die graf. Dit gaan oor hy lewe, nee. Vers 15. Hy sê te vir hulle, gaan die hele wêreld en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal verlos wees. Maar wie nie tot geloof gekom het nie, sal veroordeel word. Hierdie tekens sal hulle wel beleef dat demone is uitgedryf. In nuwe tale sal hulle praat. Sange sal hulle optel en hulle sal niks oorkom nie. Hulle sal dodelike goed drink en eet en dit sal hulle nie kwaad aandoen nie. Hulle sal siekes die hande oplê en die sal genees. Maar weet julle wat is amazing van hierdie hele gedeelte? Dit is vir ons in Lukas geberg. Lukas 24 vers 36 is amazing. Hoor wat ek vir jou sê, dis 'n amazing skrifgedeelte. Jesus se verskyning aan die disippels. Hy sê terwyl hulle nog besig was om oor hierdie dinge te praat. Hulle sit aan tafel gereed en hulle bepraat alles wat gebeur het. Staan hy self tussen hulle en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Want hy vrede, né? Maar wie wat? Weer eens het hulle as afgeskrik. En hier staan vers 37, verskrik en beangs het hulle gedink dat hulle 'n gees gesien het. Dit het my so laat dink aan toe Jesus op die water aangestap gekom het, né? Skok! Oppas, né? Self. Maar hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my, hande en my voete, dit is ek self. Né? Proef, hier is die proef, né? Dit is ek self. Vat aan my en kyk. 'n Gees het nie vleis en bene soos julle sien nie. Dit het ek. Begryp jy wat ek sê? Hy sê vir hulle, né? 'n Gees het nie vleis en bene soos ek nie. Hy staan daar met vleis en bene voor hulle. Dis sy opstandingsliggaam met vleis en bene. Hy sê, vat aan my en kyk self, 'n gees het nie vleis en bene soos julle sien, dat ek het nie. Nadat hy dit gesê het, wys hulle sy hande en sy voete, en dis die proef. Wie waar is ek die blyste? Sien, maak, as, vers 42. Hy sê vir hulle, het julle iets te ete hier? In sy verheerlikte liggaam, né? Vra hy hierdie groot vraag. En hulle het hom 'n stuk geroosterde vis gegee, en hy het dit geneem en dit voor hulle geëet. Ding dong, wat wil jy meer weet? Jesus is nie dood nie, hy het opgestaan, hy is in sy verheerlikte liggaam, vleis en been, hy stap dwars deur 'n muur, dwars deur toe vensters, toegesluite deure, en hy sê, voila! Dit is so amazing. Dit is so fantasties. Dit is eintlik so fantasties
dis goddelik, man. Dis die proses wat hy met ons wil deel en sê, ek het dit vir julle in gedagte. Moenie vir my vra, hoe gaan die res van die spysvertering werk nie? Dis nie my probleem. Wat vir my belangrik is, ons gaan weer eet. Maar so van eet gepraat, kom ons blaai na Johannes 6. Johannes 6 is eintlik wonderlik gestel, en dis ver van die einde van Johannes af. Ek meen, dis half van die begin. Hy het nog nie eers by hoofstuk 10 gekom nie, en Johannes 6, as ek een plekkie omblaai, ek trek by 47, dan kan ons sien, dis die vermeerdering van die brood, dit het met kos te doen. Hy loop op die water, dit het met transport te doen. En dan kom hy en hy sê, Jesus die brood van die lewe. Dis weer met eet. Jesus die brood van die lewe. Vers 28. Hier kom hulle met 'n vraag. Hulle het hom gevra, wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? Werke. Wat moet hulle doen? Dit gaan oor werke, demonstrasie. En Jesus het hulle geantwoord. Dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. Glo in Jesus Christus. En dan moet jy dit reg verstaan, hierdie glo is nie net so Satan wat glo, o ja, daar's Jesus nie. Hierdie glo se betekenis betoken, hy glo, hy is die Messias, ons glo, ons maak staat ten volle op hom, en ons vertrou 100% in hom. Dis die Griekse glo, né? En hulle moet in hom glo, wie hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter teken sal u doen, sodat ons kan sien u glo, wat u gaan doen? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Miracles. Jesus demonstreer die miracle en ons glo jou. En weer eens eet in kos. Daar's paar Jode dink glad nie anders as ons manne nie. Eet en kos, né? Ons trek nou hier nie lang terug nie, is daar miracles gewees oor dit en dat en hoe lyk dit? Gaan nie nou vir ons kos gee nie. Die heeltyd wil hierdie Jode iets hê om welstand te kan beleef. Daar moet iets goddeliks wees, asof dit 'n special treat is, wat Jesus Christus die Messias kom demonstreer. En dan sal hulle dink, ja, hy is cool. Is dit nie bad? Is dit nie sad? Gaan lees tussen die lyne, julle sal agterkom, die intensie, die sensasie om Jesus te volg. Dit het niks gegaan oor redding nie. Hierdie hordes, hierdie 5000 wat hy die visies en die brode voorgegee het, dit het nie gegaan oor, ja, ons is almal volgelinge van Jesus nie. Dit staan nêrens nie. Hulle het hom net gevolg. Soos 'n crowd 'n band volg, of hierdie sanger of sangeres, of hierdie movie ster. Dis tragies. En Jesus kom, en hy sê, hy het hulle die brood uit die hemel uit gegee. Hy reageer op die manna ding. Hy sê, hy het hulle die brood uit die hemel uit gegee om te eet. En Jesus sê, amen, amen, dit is waar. Dit is waar. Maar ek sê vir julle, en hy onderbreek
hierdie hele redenasie of beweging van hulle en hy sê vir hulle, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie. Nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. En hy vertel hulle, dis hy. Hy is die brood. Want die brood van God is hy wat uit die hemel uitgedaal en aan die wêreld lewe gee. En hier kom 'n groot boodskap wat die kos en die eetding aan betref en sê, wees gefokus dat jy Jesus eet. En dit het ons gedoen Vrydag. In die sakrament van die heilige nagmaal, ons het daai brood gebreek en geëet en gesê, ons besef, dit is Jesus se liggaam wat ons eet. Hulle sê te vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus is op groot bekke. Verskriklik. Gee vir ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors word nie, maar ek het vir julle gesê, julle het my gesien, en julle het my tog nie geglo nie. Eintlik kon Jesus hier vir hulle gesê, julle jap, en dit het geen betekenis nie. Dis net klomp vals beloftes. Maar die poppel gaan die venstraat, julle sal nog sien. Hy kon dit maar bygesê. Vers 39, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek aan almal, hoor mooi, hy die autoriteit en die gesag, waar hy tans in die troonsaal op die troon sit, hy sê hy het die gesag, en hy is Here oor alles, ek het dit uitgelaat, wat hy my gegee het, dat nie 'n enkele een verlore sal gaan nie, maar hulle op die laaste dag opgewek sal word. Daai mag en gesag is net in Jesus se hande. Niks of niemand nie. Hoe verskoon my wat ek nou gaan sê? Pastoor, jy weet, die duiwel, dat daai een in die hemel gaan kom. Sy sterk. Die gesag lê nie in hom nie, die gesag lê in Jesus Christus. Dat die wat hy wil, die ewige lewe gee, dat hulle dit sal kry. Want dit is die wil van die Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal elkeen van hulle op die laaste dag laat opstaan. Dis die opstanding. Dis wat God vir ons 'n gedagte het, deur ons Here Jesus Christus. En dit kon op geen ander manier kom nie. Geen ander manier nie. Hy gaan verder hier en hy sê weer in vers 48, ek is die brood van die lewe. Hy is dieselfde hoofstuk. Hy is nie klaar nie. Hy sê ek is vir julle wat glo die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders in die woestyn het die manna geëet en nogtans gesterf. Hy sê vir hierdie ouetjies, die daaglikse brood kos wat jy kry, gaan nie veroorsaak nie die ewige lewe. Net ek bied dit. Hy sê maar die brood wat uit die hemel neerdal, sodat niemand daarvan kan eet en nie sterf nie, is dit. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig lewe, en die brood wat ek sal gee is my liggaam. Vang jy dit? Hy sê, en die brood wat ek sal gee, is my liggaam. En ek remind net vandag oor Vrydag se stelling, hou saak en doen die regte ding. Hy het gekies hierdie groot dag.
vir die gee wat wil lewe, wat in die wêreld is. En hy sluit af, vers 53, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan, want my liggaam is ware voedsel, en my bloed is ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom. Hier is die punchline, wat ons eventueel bereik. En ek weet, die nuwe oupies, verskoon my, ek moet dit demonstreer. In Bloemfontein was ek so trots op Leo, ek het 'n Duitse herdershond afgerig. En niks of niemand daarna was so gehoorsaam soos daai hond nie. Never! As ek vir Leo gewys het, dan weet ek, ons staan nie, ons stap. Dan stap ek in Leo. En sy bek is hier. En as ek so maak, dan weet jy, ons staan stil. Dan maak ek so, dan sit ek. Dan maak ek so, dan draai ons en ons stap verder. Ek sê weer eens, niks of niemand het dit nog so gedoen. Sorry, jy dink jou keuses nie. En baie slim verstand kry. Maar so het Leo alles gedoen. As ek so maak en gaan lê, dan gee ek hom 'n opdrag en dan gehaal hy iets, maar hy bring dit nie voordat ek hom roep nie. Ek sit sy bakkos en sy water voor hom neer. As ek nie vir hom sê, drink water nie, drink hy dit nie. Jy kan nie vir hom koeldrank gee en hy sal dit nie drink nie. Jy kan hom enigiets aanbied, hy sal dit nie eet nie. Hy sal dit wat ek hom gee met die opdrag eet en drink. En as ek iemand gekry het om na my mond te kyk, het daai persoon vir 'n dag of wat saam met my dit gedoen en die opdragte so gedoen en Leo dit so gedoen. Maar wat is die groot boodskap? Ons het dit genoem heal. H-E-A-L, heal. Dit beteken volg. Alles wat ek daai hond geleer het om te doen, het hy gevolg en gedoen. En het my baie bly gemaak. En die woord kom so in die Bybel ook voor. En dit staan in Johannes 15. Een van die plekke. En dis as jy in hom is en hy is in jou, beteken dit jy volg. Jy heal tot ons, Here Jesus Christus. En niks kom uit jouself uit, jy mag van hom af en dit doen jy. En jy sal so die brood van die lewe eet. Amen. Ons lei die woord. Dankie Here Jesus Christus. Dankie vir die werking van die Gees, dat U nou mense in hulle harte en in hulle verstand motiveer om te change. Dankie dat U ingesteldheid verander. Here, dat ons U respekteer, dat U heiligdom oopgebreek is, in ons kom woon het, en dat U liggaam dit alles moontlik gemaak het. Dankie Here Jesus Christus, dat ons U nou kan volg, want U is die brood wat die lewe gee, en ons kom meld aan en sê, Hemelse Vader, ons kom surrender. Alles. Ons lewenswyse, ons denkpatrone, ons drome, ons ideale, ons reaksies. Dankie Jesus, dat ons by U inval en U sal volg in Jesus Christus naam. Amen.